Goeiedag, nuwe jaar 2026, 1 Januarie 2026. Mens moet nogal gewoond raak om weer die nuwe jaar te kan sê. Maar ek hoop dat dit vir jou 'n baie voorspoedige en 'n wonderlike nuwe jaar gaan wees. 'n Spesiale jaar wat vir jou voorlê. Een ding waarvan ons seker is dat ons eintlik van niks seker is oor hoe dit sal wees nie. Maar wat ons wel van seker kan wees, is dat die Here wat ons gedra het deur 2025 ook 'n werklikheid is in 2026. En dit is my lekker om hierdie geleentheid met jou te deel. En ek wil graag met hierdie woorde begin, wat sê, kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met die liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe, want U alleen is my koning en my Heer. Amen. Genade vir jou en vrede ook vir 2026. En dit kom van God die Vader, wat alles geskep het. Van Christus Jesus ons Here, wat ook vir ons gekom het as verlosser binne in hierdie wêreld, en wat die woord is, deur wie alles ook tot stand gekom het, en van die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat ook in hierdie 2026 vir jou verligtend wil lei binne elke omstandigheid waarbinne jy mag wees. Amen. Die afgelope tyd was ek en jy mos maar gewoond daaraan om 'n geskenk of twee van iemand te ontvang. En hoe lekker was dit nou nie gewees om 'n geskenk te kry. 'n Geskenk beteken eintlik dat iemand iets vir my gee van buite my. Iemand kom en gee vir my iets wat ek kan gebruik, wat vir my bruikbaar is. Iemand onttrek van sy eie geld en sy eie eiendom en besluit om iets daarvan met my te deel, sodat ek die gebruik daarvan het. Met ander woorde, as ek 'n geskenk binne in my hand vat, dan sit ek eintlik met sommer net so 'n spesiale stuk potensiaal vir die gewoonlik toegemaak met een of ander vorm van geskenkpapier, waar ek nie regtig weet wat daar binne is nie, en gee dit vir my met 'n groot stuk liefde, 'n stuk potensiaal wat ek op 'n manier moet ontgin en letterlik stukkie vir stukkie moet oopmaak en leer ken wat daar binne is, en dan die gebruik van hierdie artikel optimaal behoort te benut. Nou, is dit maar so dat die geskenk wat iemand vir jou gee, is die geskenk, die gawe wat iemand vir jou gee. Wat jy daarmee maak, word naderhand ook weer jou geskenk aan iemand anders. Nou, so is dit ook waar, né? Van 2026, 'n nuwe jaar wat ons kry. Partykeer voel dit asof die tyd eintlik maar net so aangaan, en tog is dit vir ons nuut. En ons weet dat daar sekere dinge is wat ons oordra van die vorige jaar af, wat saam met ons kom, en tog uiteindelik is alles nuut. En 'n nuwe stuk potensiaal wat die Here vir ons gee. En wonderlik hoe mense dan ook hier in die middel van die nag dit ook ontvang, en met 'n stuk hoop dit ook ontvang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Epie, geseënde, voorspoedige nuwe jaar, sê ons vir mekaar. Want ons kry dit en ons beleef dit almal en ons vier dit. En binne in ons wil daar dadelik iets opbruis van, kyk, hier is 'n nuwe seisoen. Hier is 'n nuwe geleentheid. Want ons is mense wat vanuit die hoop lewe en wil glo dat daar iewers tussenin tog
'n stukkie breek gaan wees en dat hier 'n nuwe bedeling vir my gaan aanbreek, ook vir 2026. Nou die vraag is nogal, oor hoe maak jy hierdie geskenk oop? Hoe ontvang jy dit? En wat maak jy daarmee? Hoe maak jy dit ook oop? Want verstaan, die geskenk wat ons ontvang, kom van die Here af. Die geleentheid, die tye, die seisoene, dit is hy wat uiteindelik alles ook bepaal. Dink sommer aan Prediker 3, 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te bou, 'n tyd om af te breek, al die tye, ook die onbepaalde tyd, alles lê binne God se hand. En die vraag is nogal, oor wat te maak 'n mens met die tye wat ook tussenin is. Mense dink baie keer oor die Here wat alles geskep het, dat die Here goed geskep het en dat alles eintlik op 'n manier net aangaan. Dat God deur sy woord geskep het, deur sy seun geskep het, soos wat Johannes 1 uiteindelik ook vir ons sê. In Kolossense 1 wat ek nou vir jou gaan lees het, wat vir jou gaan lees, ook uiteindelik vir jou sê. Maar 'n mens besef nie dat God uiteindelik elke dag besig is met 'n stuk skepingswerk nie. Dat hierdie Here wat alles tot stand gebring het, ook binne in ons en rondom ons, boonbehalwe die feit dat hy alles onderhou, ook die hele tyd besig is met 'n nuutmakingproses, dat hy aktief betrokke is by dit wat besig is om te gebeur, en dat daar die hele tyd besig is om ook nuwe dinge tot stand te kom, ook binne in ons lewe. Nou, daarom wil ek graag vir jou die eerste deel lees, is in Kolossense 1, daar van vers 13 af, wil ek vir jou lees, 'n loflied aan die Seun. En dan gaan dit eintlik nogal baie daaroor, as ons sê, hoe ontvang ons alles wat ons het, om te sê, ons ontvang dit vanuit ook hierdie veerkragtigheid wat binne in ons ontwikkel het, op grond van die pad wat ons al reeds met God geloop het, deur die geskiedenis, deur die jare, deur die seisoene ook van ons eie lewe. Vanuit die bewussyn dat die Here nog al die tyd ook by ons gewees het, en ook vorentoe saam met ons binne in hierdie pad gaan loop. En dis ons waar binne in ons veerkragtigheid ook lê, waar binne ons innerlike sterktes lê, is op grond van dit wat ons reeds saam met die Here deur die jare geloop het, die wyse waarop ons alles wat met ons gebeur en wat rondom ons is, die wyse waarop ons dit ook gebruik, waarop ons sekere weerstandsbronne ook elke dag gebruik. Maar kom ek lees vir jou hierdie loflied aan die Seun. God het ons uit die mag van die duisternis gered en ons verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan, en in hom hou alles staan. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind, om die hele volheid in hom te laat woon, en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het, deur sy bloed aan die kruis. Nou, hoe wonderlik is dit nie uiteindelik om dit te weet nie, dat alles ook deur hierdie Seun, wat in ons lewe teenwoordig is, ook gebeur het nie. In hierdie belangrikheid, dat ons saam met hierdie Here, wat ook die hoof is van die kerk, dat ons saam met hom op pad vorentoe ook kan wees. My vraag is, hoe voorbereid is ek en jy dan vir 2026?
Hoe voorbereid is ons? Want ons verstaan dat alles nie sommer net maklik is nie. Hoe voorbereid kan ons wees uiteindelik ook met die veranderlikes, die veranderlikhede wat binne in die samelewing is, dit wat so vinnig kan verander. Hoe hanteer ons alles soos hierdie jaar besig is om homself te ontvou? Want verstaan weer om te sê, dis 'n gawe wat ons uit die hand van die Here ontvang. Is 'n nuwe begin, maar binne in dit lê daar sekere onsekerhede. En dan is dit nodig dat ons saam met die Here, met dit wat hy reeds binne in ons gesit het, ook binne in hierdie jaar sou kon inloop. Met die veerkragtigheid wat hy reeds binne in ons tot stand laat kom het, hierdie vermoë om te kan terugbons binne in omstandighede. Want veerkragtigheid verwys na die vermoë om te groei en te floreer. Ja, selfs wanneer jy met uitdagings gekonfronteer word, om altyd terug te kan bons wanneer jy ook teëspoed kan beleef. Want dit is mos waar dat ons op 'n aarde lewe waar alles nog nie nuut geword het nie en waar die stikkindheid en die uitdagings daarmee is. Maar dis nie slegs noodsaaklik veerkragtigheid in 'n mens se lewe. Hierdie vermoë om terug te kan opgaan nie eintlik maar net, is nie net noodsaaklik vir oorlewing nie, in 'n onsekere en 'n veranderende omgewing nie, maar ook om uit te styg, om te kan floreer bo daardie omstandighede. Ja, die Here wil eintlik hê, hierdie Here wat ook vir ons die jare gee, hierdie Here deur wie alles uiteindelik ook ontstaan het en wat ook die rede is dat alles ook in stand kan wees en dat ek en jy kan nuut wees, wil ook dat ons floreer, dat ons ontwikkel, dat ons nie alleen, kom ons sê, op die agtervoet beweeg en teruglewe om net te kan oorleef nie, maar te kan groei binne alles. As ons van hierdie werklikheid binne in ons lewe, van hierdie veerkragtigheid wat die Here vir ons gee, vanuit ons ervarings, vanuit die verlede uit, die mense wat die Here op ons pad gegee het, die spiritualiteit wat ons het, die aanvoeling van die Here se teenwoordigheid, ons godsdienstige, die vorm van ons godsdienst, ons geloof in Christus Jesus, dit alles, wanneer ons dit uiteindelik ook gebruik binne in ons lewe soos dit opgebou is, dan gebeur dit dat ons inderdaad geestelike gehardheid het, dat daar optimale prestasie kan moontlik wees, dat daar sterk leierskap kan wees, dat daar doelwitbereiking kan wees. En dit gebeur nie alleen in die lewe van 'n individu, van my en jou nie. Dit gebeur binne die gemeenskap. Dit gebeur binne ons families. Dit gebeur binne die samelewing, maar dit gebeur ook veral binne die kerk. Die mense wat aan die Here Jesus behoort, wat verstaan die pad wat hy met ons gekom het tot dusver, om ook vir ons te optimaliseer binne in ons omstandighede waar binne in ons kan wees. So die eerste ene, hoe ek hierdie geskenk vat en oopmaak, is met hierdie veerkragtigheid wat die Here ook in my lewe gegee het. Hierdie stuk innerlike sterkte wat hy binne in my ontwikkel het. 'n Here wat steeds nuutmakend binne in die samelewing en ook binne in ons eie lewe kan teenwoordig wees en ook wil wees. Maar die volgende gedeelte waarmee ek dit ook oopmaak, gaan ook oor die waardes waarmee ek dit doen. Van die waardes waarmee ek lewe, die besef van my identiteit, van wie ek is, bepaal ook in 'n groot sin die lewenskwaliteit van dit wat gebeur en oor hoe dinge besig is om te gebeur binne in die nuwe jaar. Hoe gaan die kerk wees? Hoe gaan my lewe wees? Hoe gaan die lewe wees van almal wat met my te doen het? Dit gaan te doen hê met my identiteit, met wie ek is, met die waardes waarmee ek lewe. En dit is met daardie waardes
wat ek stelselmatig ook heeltyd ontwikkel, waaruit alles ook groei en beter word. En nou sê Kolossense 3 vers 12 tot 17, sê Paulus is eintlik binne in hierdie gedeelte ook iets van, wil ek sê, 'n afrigter, 'n lewensafrigter, wat ons oriënteer ten opsigte van wie ons is. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here vir julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So die volgende gaan eintlik het te doen. As ek gepraat het in die eerste gedeelte, ek ontvang die jaar, ek maak dit oop met wie ek is, waar ek vandaan kom eintlik, met die veerkragtigheid wat binne in my lewe is, antisipeer ek ook die veelkantigheid van die lewe. Dan gaan dit hier oor die waardes waarmee ek lewe, wat die wêreld ook rondom ons 'n beter plek maak. Om te sê, ek kies ook in 2026 vir 'n nuwe waardesisteem. Op grond van wat? Van die identiteit wat ek het, van wie ek is. Skoop in. Paulus gebruik nogal vir Petrus eintlik ook, wanneer hy die eerste gedeelte van hierdie ook sê. Want ons wil eintlik sê, ons is ook lewensafrigters. Soos wat hy dit in ons lewe was. Soos wat van die Bybelfigure, Jesus, almal ook, vir mense onderrig het, en dan die mense wat na hom gekom het, wat gegrond is in die leer oor Jesus en die kennis van hom, lewensafrigters wou gewees het, is ek en jy dit ook. Elke dag van ons lewe moet kerkafrigting of lewensafrigting heeltyd in ons kerke, in ons geloofsgemeenskappe, ook hier by ons, die heeltyd gebeur. Gaan oor integriteit is identiteit. As ons integriteit het, want dis ons waar binne in ons waardes lê ons in ons integriteit, wat ook vanuit kom, wat ook ons identiteit openbaar in Christus Jesus. Wie is ons? Vra ons in die begin van 2026. Ons is die uitverkore volk van God. Sê 1 Petrus 2 vers 9, wat hy baie lief het. Dis ons identiteit. Julle daarteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eienoomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Dis identiteit, dis wie ons is, dis wie ons geword het, dis God se deurlopende betrokkenheid by ons, wat maak dat ons met 'n bepaalde hoeveelheid integriteit en dinamika in die lewe ook lewe. En dis hoe ons die geskenk van 2026 ook oopmaak. Hoe ons dit ook laat ontvou, is saam met hierdie Christelike koninklike identiteit wat ons in Jesus het. Die ooreengekome gedrag wat pas by jou, en wat vir jou by die einddoel van alles ook gaan bring. Hoe moet dit wees? Om meer lewend te wees met ander mense, om goedsgesind te wees, om nederig te wees. Dis hierdie dinge wat alles van ons vra, maar wat 'n reaksie in die samelewing veroorsaak dit als beter is. Dat ons sagmoedig sal wees, verdraagsaam sal wees, geduldig sal wees met mekaar, vergewingsgesindheid sal hê, sal lief hê. Elke situasie word ontgin.
Dat ons vrede sal hê. Die vrede sal najaag in die mate wat dit vir jou moontlik is, van vrede met alle mense sal lewe. Dat ons met dankbaarheid sal lewe, dat ons lewe deur dankbaarheid geken sal wees. Dat ons evangelie vervuld en gevuld sal wees, daarom toe sal neem in terme van kennis, van die waarheid, geestesonderskeiding binne in elke omstandighede, waarheen ek as individu, my gesin op pad is, die samelewing op pad is, die skool op pad is, die gemeente, die kerk, die geloofsgemeenskap op pad is, wat ek sal leer, sal onderrig, geleer word, onderrig sal word, ook met alle wysheid, met lewensvaardigheid, ook iets van daardie innerlike sterktes wat ons ontwikkel het, dat ons dit sal deel. 'n dankbaarheidslewe, gekenmerk, hoe? Waarin God alles sal wees in ons lewe. Lofliedere sal sing, vreugde sal hê, 'n dankbaarheidslewe. Nou Efesiërs praat daarvan, hy sê, julle moet nie dronk word van wyn, maar dat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange, en allerlei geestelike liedere. Nou hier in Kolossense 3 word dit nie genoem nie, maar hy word net gepraat van 'n dankbaarheidslewe, gekenmerk deur psalms, lofgesange, geestelike liedere tot eer van die Here. Met ander woorde, 'n jaar met hierdie waardes van omarming, van omhelsing, van om diensbaar te wees, van versoenende verhouding met ander mense, van toewyding aan God. Dade in die naam van die Here Jesus sal doen, en God die hele tyd ook sal dank deur hom. In kort, wat sê ek vir jou? Jy kry 'n nuwe jaar. Ons kry 'n nuwe jaar. Ons is opgewonde oor 2026. Dit is so, Almanak sê, daar staan 2026. Jy gaan sukkel om dit te skryf vir die eerste tyd, want jy gaan nog 2025 skryf. Maar jy het 2026 gevoel. Dit is 'n geskenk, 'n groot stuk potensiaal binne jou hande. Wat maak jy daarmee? Wat deur God aan jou gegee is, wat ook nuwe dinge die hele tyd, boonbehalwe dat hy alles ook in stand hou, nuwe dinge skep, want nie die feit dat ek en jy nuut word, dat mense tot bekering kom, alles het te doen met nuutheid, nuwe dinge wat tevoorskyn kom binne in die samelewing, alles is deel, al hierdie potensiaal wat in die samelewing, wat besig is om te gebeur, tegnologie, alles wat besig is om te gebeur, om te ontwikkel, wat ook van hom afkom, het alles te doen met hierdie geskenk wat ek ontvang, hierdie massiewe stuk potensiaal in terme van die onderrig, waar binne ek kan wees, waar ek kan groei en ontwikkel, my hele lewe, my geestelike pad, wat ek kan ontwikkel, is alles geskenk, wat ek het. Moeilike tye ook, wat ook na mense kant toe kom, wat maak ek daarmee, met die veranderlikes in die lewe, waaroor ek nie seker is nie, maar hoe gebruik ek elke omstandigheid? Ek gebruik dit. Ek lewe daarin met die innerlike sterkte. Met die feit van, God het alles gemaak. God onderhou alles. Hy het alles deur sy seun ook laat tot stand kom. Sy gees is ook by ons hier. Hy is die hele tyd besig met 'n nuutmaking proses. In my lewe al in die verlede uit. Sekere kragte wat hy binne in my na vore laat kom het. Wat ek kan gebruik ook om te lewe, maar nie net te lewe nie, om te groei, om te ontwikkel, om vorentoe te gaan, om ander ook vorentoe te kan neem. En die tweede is, om te sê, maar wie is ek? Ek is 'n Christen. Ek is 'n gelowige mens. En soos wat ek dit ontvou, hoe maak ek dit oop? Maak dit ook oop. Ek maak dit oop met die gesindheid. Die gesindheid van my identiteit, my integriteit, wie ek is, die kerk, die integriteit wat ons het, gelowige mense in hierdie land, in gesinne, oral waar ons is, individue, almal, ons maak dit oop, met die gesindheid om te verstaan, aan wie ons uiteindelik ook behoort, en al daardie waardes, wat ek vir jou gegee het, wat 'n mens dan uiteindelik mee gaan lewe, wat jy ook daar in Kolossense 3
kan gaan raak lees. Moeilik? Ja, eintlik onmoontlik. Maar God, maak dit moontlik dat jy aan die einde van 2026 kan terugkyk en sê, ja, dit was goed. Dit was die moeite werd. Mag jy elke dag iemand wees wat terugkyk en sê, dit was nog 'n dag wat deur die Here geskenk is, waaroor ek juig en waaroor ek bly is. Seënwens vir jou. Mag die beste, mag jy optimum, maksimum, man, vrou, kind, jong mens wees, ouer mens wees, ook in hierdie jaar. Mag dit wat die Here in jou gesit het, en vir jou gegee het, net absoluut tot die uiterste toe deurgebruik word. En die Here doen, hy sal jou lei, ook deur sy Gees. Dankie Here vir 'n nuwe seisoen, vir 'n nuwe jaar, vir 'n nuwe lewe, vir nuwe geleenthede, vir nuwe kansse. Ons gryp dit aan en wil daarvolgens lewe. Dankie dat U dit alles moontlik maak, want uit U en deur U en tot U is alle dinge, aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede gee. Amen. Mooi bly.